Cliff Central Cameos on cliffcentral.com. Welkom terug, ek is Bouwer Bosch, jy luister na Cliff Central. Jy kan saamgesels by 0861 555 189 of by Twitter @cliffcentral.com, Facebook net Cliff Central en WeChat ID is Cliff Central. So, saam met my in die ateljee is my mede-gas aanbieder, Gielie Hofman. En dan het ons vir Piet Matipa hierso. Wow, julle. Hallo Pieter. Hoe gaan dit? So Piet, Ek wil net sê, julle het nou net intellektuele gesprekke gehad, nou nooi julle my hiernatoe. Ja, Waaroor gaan ons praat? Drank. Dit was net opwarming vir wat jy nou gaan kwyt raak. Ja. Ons het ook weet hoe om hierdie... Ek ken niks van rugby en politiek of enige van daai goed. Dis okay, ons het jou nie... Maar was jy nie op die pik gewees nie? Ek was, Ek dink dis net rugby en politiek ek het daar. dit uitgeblok. Okay. Ek het die harde boere goed uitgeblok. Deesdae is dit net politiek. Waar jy politiek met nie lekker kry, nie klaar kry. Ook nie parkering nie. So Piet, jy is 'n jack of all trades. Jy was 'n joernalis. Ek was, ja. En nou is jy 'n rubriekskrywer en jy is ook tans een van die hoofskrywers op Sewende Laan. Nie hoofskrywer nie, maar 'n storielyn skrywer. Storielyn skrywer. Ja. Wat beteken storyline skrywe? Ons skryf ons dink en skryf die storielyne uit, maar ons skryf die narratief en dan is daar 'n skrywer wat dit kry en dit na dialoog verander. Okay, so jy So tik nie julle kos dubbelpunt en aanhalingstekens. Nee, te veel moeite. Okay. Maar Ja. en mag jy sê wie se storielyn jy in beheer is van? Hoe bedoel jy? Soos is daar nie 3 karakters wat geassign is tot jou? Ek het sekere karakters en sekere Mag jy mense. sê vir wie? Ja, kan. Oor 2 maande, ek dink wat met wie ek nou besig is die villains. O, Gita nice. en Tai. Hoorie, so jy So ek is 'n bose mens. jy het eintlik so baie power, want as sekere mense jou aftik, kan jy net gaan, weet jy wat, ek gaan jou terugkry. O. Maar deur hierdie karakter Ja, miskien. Is dit vir jou terapie? Werk jy deur sekere goed Weet jy? in jou storyline? Ja, al die woede. Is dit? Al die pyn en alles kom so uit en die villains wat sleg doen aan almal. Is dit Nee, al dit is die nie. Weet jy kom ek sê, dit is baie challenging eintlik. Ek het gedog dit gaan baie maklik wees. Ek sit elke aand, hierdie week het ek soos letterlik elke aand gesit en getik voor my rekenaar. Om te dink, okay, wat kan nou gebeur? Want jy moet heeltyd dink, Ja. as Gielie vir Bouwer moet klap, moet ek dit baie interessant O, ja, nie net 'n So gewone dit klap is dit is baie keer 'n bietjie van 'n kopseer. Het jy- En ek is nog net 7 maande hierin. Ja. Is hierdie 'n ding wat jy in langtermyn sal wil doen? Sal jy eie Dis seepie interessant. wil skep eendag? Nie nou nie. Ek dink series eendag Ja. maar ek dink die seepie Ja. is moeilik en baie. Hoe baie heeltyd. beheer jy? Kan jy besluit wanneer jy 'n karakter wil afskryf? So John O nee. soos Game of Thrones, Game of Thrones skryf Imagine. ons die ouens uit links en reg. Imagine. Nee, dat is proses as hoofskrywers, dat producers en dat al daai mense wat Okay. vir jou sê wie gaan wie bly en al daai goeders en jy doen net die kreatiewe gedeelte van die goeders. So jy's eintlik maar 'n bietjie van 'n handearbeider. Ja. Jy moet maar ingaan en 'n bietjie van die werk gaan doen wat almal anders. Nee, maar ons dink die storielyne Ja. uit, maar ons kan nou nie gaan staan en sê okay, Bouwer gaan nou doodgaan vandag. Ja. Mag ek Maar hom wat, doodsie. rewind gou 'n bietjie, wat was jou gedagtegang om uit journalistiek uit harde misdaadverslaggewer oor te spring na Sewende Laan storyline ontwikkelaar toe? Dis nogal 'n groot sprong. Dit is. Die een is fake en die ander een is fiction. Wat die een is fake. Ek bedoel Die nuus. die ene is waarheid en die ander ek het nou net al 2 fake genoem. Ja. Nee, dit was nie. Ek dink in die journalistiek is die moord en dood maar regtig. Die goeters is regtig en wat ek doen is alles fake. So jy steel bietjie van daai goeters en jy werk dit in. Ja, want dit al is dit fake, moet dit bietjie geloofwaardig kan wees. Ja, ek dink Dit was nie. Ja, dis hoe mense inkoop as hulle vind Nou ek is net nou dankbaar dat ek nie langs 'n brandende tyre moet staan nie. Ja. Verstaan jy? So ek kan skryf oor die brandende tyre, ek staan nie langs die brandende tyre nie. Ja, Sal jy ooit weer terugkeer na daai tipe vorm van journalistiek? Ek het nie die stamina nie. Ek het regtig nie meer die stamina nie om te hardloop. Ons het baie gehardloop want dan sit jy en dan staan jy in die stake. Fisiese stamina. Ja, Letterlik. Ek is uit asem uit. Want ons kyk as daar 'n betoging is en daar's klomp mense en ook sien maar daar gebeur niks, geen tyre word gebrand, die mense sing net en dis lekker. Ja. Dan sit jy en ons gesels en ewe skielik
dan begin almal net hardloop want iemand het 'n klip na die polisie toe gegooi. Nou moet jy saam hardloop want jy kan nie staan nie. Die fotograwe hardloop gewoonlik vir die chaos. Ons hardloop net weg van. Ek sal later vra wat het gebeur. Ek is jammer. Jy sal maar van die foto afskryf. Ja. Hoorie, wanneer was die eerste keer wat jy besef dat jy is nogal kragtig met 'n pen? Het jy in die laerskool al begin skryf of was jy kleuterskool? Ek dink dit is toeval seker. Ek weet nie of dit kragtig. Ek noem myself ek is bang om myself 'n skrywer te noem. Ek dink dit is maar 'n kuns. Maar ek dink dit was per toeval toe Media 24 my beurs gegee het om te gaan swat en alle dinge. Ek het nooit gedink, ek wil eendag skryf nie. Ja. Ek het gehoor die pik met video's. Hulle gee vir jou daai video toe ek, ja, kan gaan, ja. Jy het nooit jou neers gedoen in video? Nee, ek het in journalistiek. En toe hou ek maar meer van die journalistiek. Okay. Want dit is lekkerder en mense het ook dat. Maar jy was redakteur van die Waapa, die student vir 2 jaar. Ja. Jy was jy's die eerste nie blanke. Nie blank. Die blank. Die swart. Dit is swart. Dis daytime hier. As dit na 8 was sou gesê. Hoeveel jy oor daai koppelteken woord nie blank. Ag ja, ek het nie 'n probleem. Dit is blykbaar is dit nie polities korrek nie. Nee. Om te sê nie blank. Nee, dit is nie korrek nie. Ek nou serieus nie. Want dit impliseer dat dit minder is as blank. Wow. Maar dit Ek jammer Piet, jy was die eerste swart. Ek gaan nou na die menseregte kommissie. Hulle is toe op Vrydagmiddag. Ek gaan. Mag ek by afvoer? Nee, ek grap. Ek grap. Nee, ek was 2 jaar. Ja. Ja, maar dit was interessant. Ek het daar goeders geleer. Ek het nie baie geweet nie. Ons het kak gemaak, maar maar mense so leer mense nou. Maar jy wil hê die mense met die koerant optel om nie weggooi nie. Ja. Maar ek was nou nie die wildste redakteur. Ek dink na my het hulle nog erger. Maar ek dink ek was baie gewild. Ja, maar hierdie wit goed. Nee, dit was baie lekker. Ek het baie geleer en toe ek by beeld kom, toe besef ek eintlik hoe niks weet ek nie, so zilch, soos volkol. So toe leer ek weer van vooraf, want die eerste artikel wat ek geskryf het was ek nog soos, kyk skool en alles en ek was by hierdie misdaad toneel en shit. Ja. En toe kom ek kantoor toe herskryf hulle die hele ding. Toe sit hulle my bietjie op my plek. Wow. Ja. Maar hoe interessant is dit hoe die journalistieke game verander het van dit, ek meen jy was wat 6, 5 jaar 3 jaar. Ja, 3 jaar terug die pik. Nee, 5 jaar, jy's reg. Ja, van social media. Opa. Vanaf social media so groot geraak het. Ja. Almal, elkeen raak 'n joernalis. As jy by die skool 'n foto neem van die boelie met die ou klap en jy tweet hom, dan is die netwerk dadelik op. Dit so in 'n mate is almal maar joernaliste deesdae. Dis hartseer. Is dit hartseer? Ja, want ek voel om 'n joernalis te wees as 'n kuns. Nou kan enige ding op met sy kamera oplig en net 'n foto neem dan dit post. Ek dink wat gebeur met drukmedia is baie ook nog hartseer want dit gaan mos mense lees nie meer. Mense gaan klim op die internet. Maar ek dink journalistiek self, daar's altyd plek. Daar gaan nog altyd plek wees vir journalistiek. Al kan jy jou gaan net anders lyk. Ja, want die ding is as Bouwer nou 'n foto neem en dit post, sê maar Bouwer was 'n gewone mens en dit post, is dit soos dis 'n ongeluk man. Dan wil mense by die koerante of by op netwerk 24 weet wat is die storie agter die storie. Wat is die shit wat daar gebeur het. Ja. En hoe erg is daai comments op Dit is van die scarieste gekyk. Ek het nou al lees jy dit? Ek het nou al enige scary movie gekyk, Exorcist. Ek het nou al ek het The Ring als gekyk, maar niks is scarier as daai comments op daai bladsy. Ek het eendag 'n misdaadstorie gedoen. En toe skryf ons die area waar die man was aangeval, gesteek en hy het hartprobleme gehad, het nie goed gegaan nie. Dit swaar gegaan. Maar en toe skryf ek nou die misdaadstorie en toe skryf ek die area en my naam staan daar Piet Matipa en toe skryf ek die misdaadstorie. Toe sê hulle toe sa comment. Ja, dit is so dom om die adres te gee, maar hy is swart. Dis hoekom hy het basies wat hy geïnsinueer het as ek tip my broers af om daar te gaan toeslaan. Want dis wat die crime gebeur. Ja. En die comments daar, ek is bietjie versigtig. Ek is bietjie bang vir die comments. Soos ek skryf mens ook elke keer 'n rubriek. Ja. So ek lees so nou en dan wat die mense skryf. Maar ek moet sê ek is nogal verbaas want ek het al oor klomp nonsens. Ek was al by 'n bachelorette party waar ons 'n stripper gereël het vir die bride to be. En ek het daaroor geskryf en ek so hulle is chill. So jy het vrye teels. Sê beeld vir jou, hoorie Piet, dis bietjie wild of ja, ek het een keer partykeer baie min, hulle doen dit nie baie. Ek het een keer geskryf oor misdaad
maar in die rubriek nou, maar die manier hoe ek het gedoen het was bietjie wild en dis hulle nee, maar ek dink hulle is chilled. Solank ek niemand se maas vloek. Solank jy daai kliks kry man, jy's elke keer 'n top 5 klikke. Nee, per soms. Solank jy net iets vir die rugby, rugby en iemand se ma. Of die kerk. Ja, natuurlik. Kan ek net sê oor die kerk, die mense raak upset, hulle verloor hulle shit. Kan ek net sê, ek is ook 'n kind van die Here en ek dink die Here het hoe preek ek vir julle? Gemeentelede. Dis nou tyd vir kollekte. Kollekte vir ons tweet ons jou kollekte. Ek dink die Here het 'n sin vir humor, maar die mense verloor hulle. Jy sê net o die Here dan Ja. Jy maak 'n bespotting. Ja. Maar jy want jy vanoggend uitgekom die nuwe een oor Instagram. Ja. Dis ongelooflik snaaks. Het jy al ooit oorweeg om 'n televisieshow te pitch of sou jy ooit jou eie nee. show wil hê? Nee. Dit is baie makliker. Die ding is met woorde, as jy tik, dan kan jy het baie meer beheer. Ja. Nee, daai was want Instagram dis soos 2 weke wat ek nou vol die ding nou doen. Ja. Maar dis letterlik net boude en boobs. Dit is net fitness. Dis net health shakes en CrossFit. Is dit fitness? Ek sien mense wat sulke foto's neem van hulle boude en dan is daar sulke motiverende boodskap by believe in yourself. What the fuck? Sorry, ek gevloek. Mag ek vloek? Ek mag nie vloek nie. Sorry julle. Ja, maar ek meen dis nogal 'n groot trend daar buite nou om joernaliste word nou ook amper of skrywers word amper moet social media persoonlikhede ook word. Ja, Barry Bateman in die Oscars. Het jy daarvan gehou dat jy daai verpligting gehad het om 'n social media profile te hê of is dit nou maar deel van die game? Jy moet iemand wees wat goed is op al daai platforms. Ons was forceer om soos te tweet. Ja. Maar ek is 'n swak tweeter, soos tot nou toe. Twitteraar. Ja. Ek is 'n swak enetjie, so ek het een keer soos nadat ek joernalis geword het, ek getweet die effing verkeer. Dis die enigste tweet. Maar terwyl ek 'n joernalis was, as jy nou by 'n betoging is, as jy nou op 'n plek is, dan moet jy tweet die hele tyd. So dit is ek het nie baie, ek dink ek het soos 3 of 2 followers. So ek is nie baie groot nie, maar mens moet al daai platforms kan tweet en Facebook, nee, dis jou persoonlike goed. Dis net Twitter is die belangrikste ding, want dis fast pace en mense wil weet wat nou aangaan. Maar ek sou dink jy lewe op iets soos Twitter, Piet, want jy's nie bang vir kontroversie nie. Ek onthou jy het een keer vir my video's gewys van campus tonele wat jy geskryf het vir koshuise. Lesbians. En jou tonele het elke jaar by die pik weggestap met die pryse. Dis uitverkoop gewees. Wat se tipe goed het jy geskryf? Ja, ek het vir die dames, want ek is baie gefascineerd met die Afrikaanse dames, die konservatiewe Afrikaanse dames, die meisies, die koeksusters. Nee. Ek het een stuk het ek geskryf oor toe hulle hoere was. Jy het dit gekyk baie. Ek het Ja, nee, netjie was nie hoere nie, nagwerkers, sorry. Prostituie. Mense wat geld maak in die nag. Jy kan nie hoere sê. Jy vind jy my hoere nie. En ek het een geskryf oor feministe, maar op die ou ende toe betas hulle 'n pop. En die laaste eenetjie vir die dame, nee. Toe skryf ek 'n lesbien eenetjie, toe skryf ek 'n polygamy eenetjie. Okay. Ja, maar vir die seuns was dit baie ligter. Ek het een wel vir verkragters geskryf. Dis obviously nou nie soos nee. Dit is dit as 'n subtiele, dis metafoor en al daai dinge iewers. Voel jy soms jy het dit maklik. Bedoelende, soos ek is nou 'n wit Afrikaner, so daar's seker groot som van Afrikaans. Dit gaan nie goed nie. Ons is in die moeilikheid. Ek dink soos Ria Payega, Dit gaan nie goed nie. Nee, maar wat ek wil sê is, daar's seker goed wat ek nie kan sê nie. As ek sê net 'n tweet wil sê of Facebook wil sê, want ek gaan sekere mense offend. So jy is Afrikaans en jy's 'n swart man. So jy was in Waterkloof, jy was onderhoof 7 Waterkloof, jy was op die pik gewees, jy het 'n beurs gekry. So jy, in my opinie sien ek jou as uit die wit ou wat omtrent in 'n swart ou. Asseblief nie, ek wil werk. Hierdie wit ou wat in 'n swart lyf vasgevang is, maar voel jy dit maklik dat jy eintlik maar kan sê wat jy wil sonder om op mense tone te trap, want jy kan nie iemand offend as ek so kan sê nie, want jy praat ongelooflik goed Afrikaans, jy kan nie die Afrikaner offend nie, maar jy kan ook nie die swart offend nie, want jy is swart. Mens kan eintlik nog. Dit is ek dink ek het dit nie moeilik nie oor die algemeen, maar ek wil ook nie mense beoffend nie. Ja, jy wil nog lewe. Dit is nie my lewe. droom om te sê, "Wat goed." Nee, dit is nie ek dink jy kan altyd iemand
offend. Ek dink jy moet net altyd ja, ek weet nie, ek dink dit is maklik. Niemand het dit ooit maklik nie. Ja. Maar ja, as jy gaan sê iets soos nie blank, gaan daar meer mense upset wees as wat ek gaan sê nie wit. So verstaan, so ja, dit is iets ek dink ek het dit Mis so gepraat van jy wat nou onderhoofseun was by Waterloof. Jare terug. Sien jy jouself, maak nie saak, jy is altyd 'n leier ou. Ja. Sien jy ons quote nog steeds 'n Martin Luther King, ek is my leier nie. Sien jy jouself as 'n leier en voel jy het 'n verantwoordelikheid om sekere goed soms te sê, voel jy represent 'n generasie of 'n kultuur, I don't know. Toe ek jonger was, toe dink ek, dis 'n goeie idee om te probeer voorbeeldig wees en die wêreld te verander. Dit was hoe ek was so. Ek dink nou is ek net soos ek chill die goeters uit vir myself ook. Ek wil nie, ek dink jy invloed kan indirek ook wees of jy dit nou wil doen of jy dit nou doelbewus doen of nie. Ja. So ek dink nie nou soos ek nou is, dink ek sal leier nie. Nee, ek dink ek gaan maar jy definitief invloed. Ek rol net vorentoe en ek probeer sê net maar soos met hierdie rubriek wat letterlik as jy na beeldse rubrieke deur die week gaan lees, myne is letterlik net nonsens praat. Dit is nie dit vra nie. Dit is nie polities nie. Zuma ons ly honger. Dis nie sulke goeders nie. Dit is hierdie oppervlakkige goed. Ek sê ek gaan net voort met ek wou toe ek jonger was, toe dink ek net ek persoonlik kyk op na mense wat gemaklik is. Ja. Wat net aangaan, wat dit is deel van hulle. Hulle self is. Dit is hulle self is. As wat hierdie persoon wat hier voor staan en sê ek gaan die wêreld verander en ek kan nie, dis boring. Dit klink, ek weet nie, ja, seker mense kan dit doen, maar ek is nie so nie. Maar Piet, jou agtergrond is baie interessant vir my altyd om oor te praat, want ek dink jy onderskat die waarde wat daarin lê om vir mense nou en dan 'n bietjie jou storie te vertel en waar jy vandaan kom en hoe jy groot geword het en ja, jy het dit dalk nou maklik soos jy nou sê. Maar dit was nie altyd makliker. Maar dit was nie, kyk, jy's lekker, maar jy's nie maklik. Is dit wat jy sê? Okay. Maar jou pad was nie noodwendig altyd so dat jy net gedink het, ek kan nou net myself wees en is lekker en ek is gemaklik nie. Vertel ons bietjie van waar het jy groot geword, hoe dinge gegaan? Kyk, ek het in die kinderhuis groot geword. In Pretoria? In Pretoria. Ek was eers in Johannesburg, en toe skuif ons in my matriekjaar nie, my staan net 6 jaar. Toe skuif ons Pretoria toe. Dis toe ek Waterkloof toe was. So ek het daar groot geword, saam met klomp ander kinders, soos klomp ander ouers. Wel, is swart kinders. Wit en swart kinders, gemeng bruin mense ook. En ek dink eintlik dit was goed vir ons, want vir my spesifiek, want ek het geleenthede so gekry. Ja. Maar obviously is dit nie nou jou normale situasie nie. En ek dink wat fantasties was is soos byvoorbeeld ons het in die kinderhuis die geleentheid gekry om 'n skool soos Waterkloof te gaan, want dit is 'n goeie skool. Maak nie saak wie sê wie moer wie nie. Maar ek leef nog. Ja, so dit was vir my baie lekker skool. Ek het geleenthede in die kinderhuis gekry. Dit was nou wel soos ons het klomp huisouers gehad, verskillende huisouers gehad, en jy weet nie hoe hulle is nie, jy ken nie die mense, ons het nie noodwendig oor die weg gekom met almal nie, maar ek wil nie my polse sny nie. Ja. Was daar ooit voor dinge nou makliker begin gaan, 'n tye waar jy gedink het, Jesus, ek het 'n raw deal gehad, bietjie slagoffer mentaliteit issues gehad, of sal jy sê jy het dit van jongs af eintlik nogal in jou straat gevat? Nee, ek dink die ding is ek onthou die enigste ding ek was nog nooit so nie, soos ek onthou net toe toe ek jonger was, onthou ek wel toe ons want ons is eers toe Tela toe gegaan, toe gaan ons Willowbed toe en toe, so dit is toe sy gaan, ek onthou want ek was baie klein, maar ek onthou dit, toe sy ons afgelaat en die kinders in hoe ek gehuil het en ons maar van daar af het ek dit aanvaar, my lot aanvaar, as jy jonk is, jy is baie meer, ek dink jy aanvaar baie vinnig, want jy ken nie iets anders nie. Ja. Ek het nie 'n ander verwysingsraamwerk gehad nie. So dit was nie ek het nog nooit gedink soos ek was nog nooit soos te erg onder toe dat ek en dink jy dalk het daai
Maar sorry, Ja. ek weet daar was baie kinders daar wat nie daar wou wees nie, obvious. Ja. Ja, wat dit anders hanteer het, so. Maar Dus iets maar dalk tussen. het daai agtergrond vir jou 'n bietjie vryheid gegee op 'n manier. Dat jy voel ek is nie ek het nie myself hoef nie myself te verduidelik aan mense die hele tyd nie en ek Ja. kan wees wie ek wil wees en sê wat ek wil sê en Ja. Dit ja, en die feit ek dink wat ook vir my gaan, ek dink is dit onsensitief om dit te sê. Ek wil nie sê nie. Ek voel omdat ek los is, ek het nie 'n familie om te disappoint nie. Ek het nie, Ja. dit maak dit net makliker. Ja. Ja, so Ja, dit maak baie sin. Ja. Is jy in general jy's 'n optimis, né? Ja, ek is Hoe soms 'n pessimist. hoe sien jy die land? Is daar hoop vir ons? Johannesburg is 'n ghetto want daar's baie misdaad. Weet jy? Pas weg dan. Ek weet daar's misdaad oral. Nee, dit is nie so erg. Ek dink Suid-Afrika is so erg nie, maar ek dink ook daar's 'n hele paar probleme. Daar is met ons regering, met ons veral ons misdaadsituasie waar iemand in jou huis in kan loop en jou kom skiet Ja. en jou selfoon vat. dit mag En nooit normaal word nie. Dit word ons realiteit. Ja. En ek weet ons mense- mag nooit dit aanvaar nie. Ja, en ek weet mense het al gesê soos ag, dankie tog ons het nie seer gekry nie. Hulle sê jy mag dit nie hoef te sê, dankie tog ons het nie seer gekry in 'n rooftog nie. Ja. Maar ongelukkig dit is ons realiteit. En dit is nie 'n lekker realiteit nie en dit is wat die land so suur maak. Dat die feit jy is nooit soos een van my kollegas is gister smash and grab. Ja. Daar by Sewenland. En dit is sy het letterlik gery. Ja, jy kan nie eens nêrens tot in jou huis, jy kan security. Ons het al gruisame stories gedoen van mense wat in komplekse bly en waar die man daar doodgeskiet is. En dit is die enigste hartseer van ons land, maar ons het verder, dit is 'n mooi land, ons het lekker mense, ons het lekker tale. Ja. Die enigste land in die wêreld met 4 tale. Ja. Ja, dit is 'n lekker land. Kom ons gesels 'n bietjie taal want jy Ja. het laas jaar 'n middaveertjie gekry vir jou rubriek wat was dit nou my lyf ken net Afrikaans My gedagtes ken net My Afrikaans. gedagtes ken net Hy was Afrikaans. diep. So is jy Daai oomblik. het jy 'n passie soseer meer vir Afrikaans as Engels en Zulu en waar kom dit vandaan? Ek hou van die Afrika tale en ek hou baie van Afrikaans. Ek is nie mal oor Engels nie. Ek is mal oor Afrikaans en ek dink dit is 'n lekker taal. Soos al die ander Afrika tale hoe jy jouself uitdruk. Jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Soos jy kan die P-bom is 'n enetjie as jy baie kwaad is. Op die regte tyd. Ja, en sorry, maar fuck in Engels is nie so lekker soos fok nie. Ja. Verstaan? Ja. So jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Dit kom van die kinderhuis af, die rede hoekom ek so Afrikaans praat, want dit was meestal wit ouers, wit Ja. kinders, meestal so En ek jy het het daar 'n lekker Pretoria aksent, hè? Ek het ja, man. Hartebos. Maar Ja. daar's meer bruin mense wat Afrikaans praat as wit mense. Ja. Maar hoekom hou die wit mense aan claim en ons soos by al die award seremonies is daar meer wit kunstenaars wat optree en seker goed en ek weet dis 'n ou kwessie maar dis amper asof dis almal sien dit is 'n wit taal en ek dink dis stupid. Ons is eintlik in die minderheid. Ja. Like met hoe baie mense dit praat. 'n Taal is maar seker almal se taal. Kultuur is seker jy behoort aan jou, wat ook al Maar kultuur is dinamies en kultuur is nie vir twee mense dieselfde nie. Ja, presies. Want Dis kultuur is eintlik hoe jy jou Amen. lewe Hoor organiseer. Amen. Jy's 'n pik. Ja. Nee, jy het op die pik geswat. En Ja. ek onthou verlede jaar toe die groot gesprekke gegaan het oor ontgroening en oor sekere praktyke op die Pik kampus, het jy in die beeld uitgekom en geskryf en gesê jou belewenis as student en as 'n swart man op die Pik kampus was nie so soos wat baie van die media stories dit probeer maak het nie. 'n jaar later, 'n jaar en 'n half later as jy terugkyk daarna, is maar nog steeds besig met gesprekke. Wat is jou gevoel oor daai? Dit is my hartseer. Vir my is dit hartseer dat hulle en ek kon dit maak. Maar ek moet nou kan onderskei dat daar's mense vir wie dit ook 'n probleem is want daai kultuur, daai tradisies en goeders, dit is vir mense ek dink
hoe ons ingekom het en hoe ons ander mense leer ken het. Hulle het jy moes jou mede eerstejaars, ek was in Pater, so ek was 'n pleb, jy moes jou mede eerstejaars se name leer ken het, jy moes almal leer ken het, en daar was tipe bonds wat gevorm het, en waar as jy van hoërskool afkom, en ons almal dink, want op hoërskool is jy die top, en as jy almal dink dan, ek is jy's king invincible, en ek kan oral instap en al. Kom op universiteit dan is dit weer. Ja, en ek dink daai het ons net op ons plekke gesit en dit was lekker, en later, dit is so nie vir 3 jaar dat jy ons was nooit gemartel nie. Mishandel is 4 years a slave. Ja. Ek wil nog nie verder onder die bus gooi nie. Nou, ek dink dit was goed vir ons, maar ek verstaan nou weer, dit is vir my regtig hartseer, dit is my standpunt, maar ek verstaan dat jy kan nie. Daar was ander belewennisse, mense wat ander ervarings het. Ons is in 2015, ons is nog 16. Ja. 2015 en goeders het verander en mense kan nie meer so behandel word soos hulle 'n paar jaar terug behandel was nie. Maar dink jy seker goed vat mense agteruit as daar nog sulke tradisies is, want weet baie skole het nog sulke goed, ek weet skole soos Grey College en Affies het baie sterk tradisies, nou nie noodwendig sulke tipe goed nie, maar dink jy so tipe ding vat jou agteruit, want ons 'n hele generasie wat fine daar uitgekom het, as jy nou 'n bietjie, ek wil nie oor diensplig praat nie, maar wat net soveel as hulle omtrent gebreinspoel en slegter af, want dink jy daai goed doen meer sleg as goed? Nee. Sulke tradisies? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit leer jou, daar's 'n tipe dissipline in dit. Soos daar was dissipline, in sulke tradisies altyd struktuur en dissipline, dit leer jou en dis goeders wat jy vorentoe kan gebruik. Want as jy heeltyd maak en breek nes jy wil, so ek dink daar's iets in hierdie tradisies, daar's iets in al hierdie goeders wat jou vorentoe help. Ja. Piet, is jy tipe ou wat sê ek het 'n 5 jaar plan en dis wat ek graag wil bereik, of is jou idee kan ek net betydswees vir werk vandag? Is dit het jy goed wat vir jou voorlê wat jy dink ek wil bietjie dit ondersoek, of ek wil bietjie dit deel van my lewe maak, of ek sê elke oggend ek wil net betyds by die werk opdag. Ja. Ek is die hele tyd, ek is laat, ek is amper, dis die verkeer. Maar hoekom is jy dis die verkeer? Kan jy elke dag die verkeer? Maar hoekom Uber jy nie? Ja, maar hy bly ver. Ek bly in Pretoria, ek werk in Lone Hill. Soos ver. Nee, die ding is, ek weet die 5 jaar vir nou is ek gelukkig by 7de Laan. So as beeld my nie gaan fire, sal ek ander rubrieke skryf vir hulle. Maar oor 5 jaar het ek nog nie so ver gedink nie. Ek leer 'n skill. Ek glo nou ek het 3 jaar 'n skill by beeld geleer. Of ek nou 2 jaar of 3 jaar by 7de Laan bly, gaan ek 'n nuwe skill leer. Free education. En dan gaan ek aangaan na die volgende venture toe, maar ek het nog nie beplan nie. Ek weet regtig nie waar gaan ek wees as ek terug gaan na my 10 jaar reunie toe op skool nie. So as Adrian Basson nou bel en sê, "Hey Piet, wil jy nie ons nuwe redakteur word van Beeld nie? Sal jy ja sê vir die pos?" Nee. Want dit gaan nie goed met koerante die as ek journalistiek moet oorweeg, sal ek weer terug skiet na dan sal ek na uitsaai media toe gaan, of dit nou radio is of televisie, want jy leer nou weer ander goeie, so ek sal dit eerder doen, maar ek sal nie dit wil doen nie. Ek dink dit was goed pas klaar. Dit is nou klaar, dit is nou verby. Ek sal vir hulle ander rubrieke skryf, ek is elke week laat, gister was ek weer laat, maar as hulle my bereid is om my te hê, dan sal ek vir hulle weg van 7de Laan af, weg van skryfwerk af, waarmee jy jouself besig, wat sal mense verras wees dalk om te weet, wat doen jy? Ek hou baie van drink, maar nie baie drink soos byvoorbeeld dat jy jouself so verloor dat jy ander mense slaan nie. Maar sosiaal. Ek hou baie, dit is baie soos die alwe meneer op skool sê, is jy sosiale drinker? Ja, ek kan nie, soos byvoorbeeld, ek is nie alkoholist nie, ek kan nie in my huis sit en staan en wyn drink. Op my eie nie, al werk ek kan nie. Maar as ek hou van 'n kuiertjie, soos was hierdie naweek by Potch, en ons het lekker vleis gevat. En dit is lekker, ek dink dit is ontspannend, dis wat ek doen. Anders is ek by die huis en slaap na werk en luister Beyoncé, ek is 'n groot Beyoncé. Kom ons praat oor Bee. Ek dink is hulle Jonita fan is. Kom Piet, jy staan met leer. Ek nog eens witter as dit. Hoorie, gepraat van Afrikaanse musiek, né? Ek is
mal oor Karlien se van Jaarsveld se hande. Ek was verbaas dat Sy hande of sy hand, nee, haar hand. Maar sy het die hande. Ja. En ek hou van Maya He, Maya Ha. Ja. Dis die Piet, twee- het jy gelangarm op Nee, Potch in die Impala nee. Hotel? jy is baie later die danspartytjie Piet. Maar ek moet sê ek geniet jou Afrikaans. Ek moet sê jy's 'n bietjie witter as jy gedink het. Rarig. Baie respek Ek vir wil dit. werk, jy moet nie dit sê nie. Ons gaan gou 'n break vat en dan gaan een van Piet se hoërskoolmaats ons join, Melinda Bam gaan hierna saam met ons terug wees. So ons check jou nou.